Goeienaand julle, welkom terug. Ek hoop julle selfone is al, want myne is nie nog nie. Kom ons maak ons oë gestoe. Dankie Here vir die heerlike reën wat hier buite in Mosselbaai val. Ag Here, ons weet, dis dieselfde water wat nou uit die lug uitval, wat op die aarde was in Genesis toe dit nog woes en leeg was. Hoe amazing is dit? Dis nie nuwe water nie, dis dieselfde gesirkuleerde water. Van die begin af, die water waarin Jesus gedoop is, wat weer opgegaan het en weer gereën het. Alles is net soos wat U dit beplan het. Hoe lank hou U dit al in stand? Here, mag ons nooit vergeet met wie ons te doen het nie. Die skepper van die heelal. Dankie vir al die liefde en al die boodskappe en dankie vir Bybelweek. Dat ons so bevoorreg kan wees om Bybels in ons hande te kan hê waarin ons kan grou en delf en skryf. Baie dankie vir al die liefde. Amen. Goed, so, ons is by Openbaring 4. Uiteindelik klaar met die gemeentes, die wat laasweek gemis het. Ons het net Openbaring 4 vers 1 tot 5 gedoen. So, ons gaan vandag lees van vers 1 tot vers 11. So die wat gemis het, ons sal so vinnig recap. Okay. Goed, die opskrif is God sit op die troon. So julle sal nou sien, Openbaring 4 gaan oor wie God is. Openbaring 5 gaan vir ons sê wie die lam is. Okay. So onthou nou, ons moet mooi kyk, as ons sê daar sit iemand op die troon, is daar iemand met 'n hoofletter geskryf is, praat ons op hierdie stadium van God, nie van Jesus nie. Jesus se hoofletter word met die lam in die volgende verse. Goed, so reg. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê, kom hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Imagine net hoe voel dit as iemand sê, kom kyk hoe lyk dit in die hemel, né? As jy bang wees. Of excited. Kas. Vers 2. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Die wat laas nie was nie, opaal is 'n witterige diamant kleur. Karnieul is 'n rooi oranjerige vuurse vlamkleur. Okay. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Kyk nou, hy sê nie iets soos 'n reënboog nie. Hy sê daar was 'n reënboog. Dis hoe hy lyk. Elke keer as hy iets sien wat hy nie seker is, sê hy dit lyk soosies, maar as hy iets herken van hier op die aarde, dan sê hy, dis hoe dit gelyk. Vers 4. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Goed, onthou die 24, julle kan hulle onderop weer gaan lees. 12, dis 12. Eerste 12 is die Jakob se seuns van die Ou Testament. Tweede 12 is die 12 disippels van die Nuwe Testament. So al wat dit beteken is net, God sluit almal in. Die wat voor Jesus geleef het, en die wat na Jesus geleef het, met ander woorde ons vandag nog steeds. Hulle het wit klere aangehad. Wanneer het iemand wit klere aan? As hy verlos is, né? As hy rein is. Want jy mag nie met sonde of vuil klere voor God verskyn. Jy moet rein wees om daar te kan wees. En op hulle koppe was daar goue krone. Dus gaan sien nog baie, die goue krone beteken, die wat verlos is, heers saam met Jesus. Okay? Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Dis waaroor laasweek se les gegaan het,
hoe God met ons partykeer deur natuurgoed praat. Okay. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. As jy wonder wat is die 7 fakkels, hier sê hy vir jou. Dit is die 7 geeste van God. So hier lees ons van die 7 geeste. Julle sal sien in Jesaja en Jesegiel en Daniël verwys hulle partykeer na die 7 lampe of die 7 ligte. Dit is altyd te doen met iets wat skei, wat helder brand. Okay. Daarby in die middel by 4 vers 5 sal julle sien, daar's in Sagaria ook 'n deeltjie wat julle oor daai 7 fakkels kan gaan lees. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. So hy het 'n watermassa gesien wat gelyk het soos 'n spieelgladde see. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens. Okay? Dis waaroor vandag se les gaan. Hier begin die scary nonsens. As jy nie fokus nie, dan gaan hierdie goed jou begin bang maak. Maar eintlik is dit glad nie scary. Okay. Die 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk. En die tweede een soos 'n bul. Die derde een het 'n gesig soos die van 'n mens gehad. En die vierde een het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Okay? Daar's die 4 lewende wesens. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Nou as jy nou 'n scary ding wil sien, moet jy 'n bietjie op Google gaan kyk, hoe teken die AI prentjies, hierdie gedroggies met oogies, né? Dis sulke scary oogies, voor, agter, onder die vlerk, agter die vlerk. Dis baie scary. Okay. Maar ek gaan sommer nou vir julle sê, julle gaan dit nog baie raak lees. Al wat dit beteken is, God kan oral sien. Kan nie van wegkry. Daar's net oral oë. Okay? Dit gaan oor, hy kan alles sien, hy's oral. Goed. Hulle het dag en nag, sonder om te rus, gesê. Okay, wie het hierdie gesê? Hierdie wesens met die 6 vlerke. Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toegebring het aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer, en dan sê hierdie 24, onthou nou, die 24 beteken, al die ou mense wat gered het, is voor Jesus se tyd, en ons almal wat gered is na Jesus se tyd. Ons almal kniel voor die troon. Wat sê ons? Julle beter hierdie liedjie gaan leer, want julle gaan hom sing in die hemel. Check. Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang. Omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is alles geskep. Okay? Dis al wat hulle sê. Daar's niks scary hier. Goed. Okay, so. Kyk gou na jou eerste papier. Chanel, ek het vir julle dit op foto's gestuur op groepie. Goed, so Johannes sien rondom die troon in die hemel 4 wesens vol oë. Ons het 'n leeu, ons het 'n bul. Party van die ou vertalings praat van 'n os. 'n Os is maar net 'n bul wat reggemaak is. Okay. 'n Mens en 'n arend. Goed. Hulle loof die Here sonder ophou. Hulle sê heilig, heilig, heilig. Ek het dit daar vir julle getik, want julle sal sien, enige plek waar 'n gerub of 'n engel
God aanbid, dan sê hy 3 keer daar woord heilig. En dis so eintlik amazing, want dis net so bevestiging dat hy vir God, Jesus en die Heilige Gees, met die 3, want julle weet, die volmaakte getal is 3 van God, die 3 eenheid van God. So oral, julle gaan nou sien in Jesaja op, hulle sê altyd 3 keer, heilig, heilig, heilig. Julle sal sien, baie kerke as hulle gebed afsluit, dan sê hulle 3 keer, amen, amen, amen. Dis waar die 3 keer goed vandaan kom. Kijk, goed. So waar kan ons nog bietjie gaan lees oor hierdie lewende wesens? Kom ons gaan Jesegiel toe. Okay, so Jesegiel vir die ouens wat Bybel in praktyk het, begin op bladsy 1153. Jesegiel skryf ook in die tyd van die ballingskap. Okay? Julle gaan net nou, of volgende week gaan julle sien, as ons met Daniel begin karre, want ons gaan baie aan Daniel rondlees ook. Daniel is ook in dieselfde tyd van die ballingskap. Okay. So, sê nou maar jy is nog gevange. Gustav het nou 'n klomp gekom en hulle het jou en jou vrou en jou kind en jou ma en almal nou gevat. Julle is nou slawe in 'n ander land. En hier kom 'n dominee nou, hy kom nou profeteer wat gaan gebeur. So, hy gaan vir jou kom sê, as jy glo in Jesus, gaan dit en dit gebeur. Maar as jy nie glo nie, dan wag dit vir jou. Né? Dis nou presies wat hier aangaan. Jesegiel en Daniel en Johannes, dis profete wat kom sê, die Here het vir my 'n droom of 'n visioen gestuur. Hy het gesê, as ons aanhou bly glo, gaan dit en dit gebeur. Maar as ons afvallig raak en ons begin die afgode van die ander ouens dien, dan gaan hierdie vreeslike goed gebeur. So nou, Damien, kom daar weer mense en hulle kom skryf hierdie vreeslike boeke en hulle maak vir ons flieks, net oor die slegte goed wat hier binne staan. Hierdie goeie goed. So onthou, God sal nooit 'n straf of 'n vieslike ding sê, en dit bedoel vir die mense wat hom liefhet. As jy dit onthou, sal jy nooit vir enigiets bang wees nie. En ek gaan dit nou vir julle wys. Okay. Goed. Kom ons kyk wat sê daai ding Jesegiel 1 vers 4 tot 28. So die opskrif van Jesegiel 1 is die opdrag aan Jesegiel. So God kom en hy gee vir Jesegiel 'n gesig, hy wys vir 'n droom wat hy nou vir die volk moet gaan sien. Hoor nou wie. Onthou nou, ons het laasweek geleer van al die natuurgoed hoe God praat. Stefanie het nog gemis, maar dis die donderweer en die wolk, by julle die wolk van die Ou Testament, en die vuur wat voor die volk uitgetrek het. Ja, okay. Goed, kom ons luister. Vers 4 sê, ek het 'n gesig gesien. So partykeer, daai gesig is eintlik maar 'n visioen of 'n droom. Daar het 'n storm uit die noorde gekom, 'n groot wolk. Begin julle die woorde al erken? Vlamme het heen en weer geflits en daar was helder skynsel om die wolk. Van binne uit die vuur uit, het dit geblink soos gloeiende wit metaal. Onthou julle net nou daai opaalkleur van Openbaring, né? Daaruit het 4 wesens tevoorskyn gekom. Hulle het mensvormige voorkoms gehad. Okay? So die 4 goed wat hy sien, lyk bietjie soos mense. Okay? Maar elkeen het 4 gesigte gehad. Met ander woorde, die dingetjie wat hy so sien, het 'n gesig hier gehad, 'n gesig hier gehad, hier gehad en hier gehad. Okay? So dis kom hy sê, lyk soos mense, maar okkie. En 4 vlerke. Hoeveel vlerke het die voriges gehad? 6. Kyk, hierdie het net 4 vlerke. Hulle bene was reguit en hulle voete was soos beesklaue en het geblink soos koper wat opgevryf is. Julle gaan sien as ons Daniel lees, daar is ook 'n beeld met sulke blink voete. Kyk. Onder hulle vlerke
Aan elk van die vierkante was daar menshande. Okay? So onder hulle vlerkies was daar handjies. Okay. Al vier wesens het gesigte en vlerke gehad. Die een se vlerke het aan die een langs hom sin geraak. Okay, so hier kom hierdie vier goed. Hy sien daai vier goed wat hierdie weird gesig is, hulle het vlerke en handjies, maar hulle kom so aan soos wat jy of handjies sal vashou en so aankom. Hulle raak aan mekaar soos wat hulle kom. Okay. Die wesens het nie van koers verander wanneer hulle beweeg nie. Elkeen het reg vooruit beweeg, so hulle beweeg in een rigting. Elkeen het vier gesigte gehad. Die vorms van hulle gesigte was soos volg. Voor was die gesig van 'n mens. Okay? Regs die gesig van 'n leeu. Links die gesig van 'n bul. En agter die gesig van 'n arend. Sien julle, hier is ons vier goedjies weer. Elke wese het dus vier gesigte gehad. Sy twee boonste vlerke was oopgesprei en het aan die van die ander en het aan die van die wesens weerskante geraak. So die vlerke het so mekaar geraak. Met die twee ander vlerke het hy sy lyf bedek. Okay? Die wesens het reg vooruit beweeg in die rigting waarin die gees dit wou en hulle het nie van koers verander wanneer hulle beweeg. Ja, luister nou wat gebeur nou hier. Die vorm van die wesens hulle voorkoms was soos die van gloeiende kole vuur. Hulle was net soos die vlamme wat heen en weer tussen hulle beweeg het. So hier kom hierdie vier goeters aan en hier tussen hulle is 'n klomp vlamme. Okay? Wat het ons tweede gesê? Wie is in die vlamme? Wie brand en skyn so helder? Soos engelman. Oh, maar dis maar die Heilige Gees wat ook saamkom, nee. Want kyk wat sê hulle. Kyk gou daar by vers 12. Die wesens het reg vooruit beweeg in die rigting waarin die Gees dit wou. Kyk, so die Heilige Gees is hier saam. God drie eenheid is altyd by mekaar. Okay. Goed, daaronder. Die vuur het helder geskyn en blitse het uit die vuur geskiet. Sien julle, hier kom die natuur alweer. Die wesens het soos weerlig heen en weer geskiet. Terwyl ek na die wesens kyk, sien ek 'n wiel op die grond langs elkeen van die wesens met sy vier gesigte. Okay, so hier's nou wiele. Julle manne, fokus. Hier's wiele. Die voorkoms van die wiele het hulle afwerking soos die van edelstene. Blinkwiele, okay? Hulle het eners gelyk en al vier was so gemaak dat daar 'n wiel dwars binne in 'n wiel was. Julle het dit al op die TV gesien, ek weet nie wat noem julle dit nie, maar dis 'n ronde ding wat so draai en dan is daar 'n ronde ding wat so ook draai. Okay? So die wiel draai so. Hulle het eners gelyk, okay? Vers 17, hulle kon in die rigting van enige van hulle vierkante beweeg, maar hulle het nie van koers verander as hulle beweeg. Die wiele was groot en indrukwekkend en al vier se vellings was rondom vol oë. Die wiele het oë oral gehad. Met ander woorde, is maar net 'n manier om voor te stel, ook is ook waar hulle travel, nie? Al gaan hulle in een rigting, hulle kan oral sien. Okay? Kan nie vir hulle wegkruip. Hoekom sou mense vir hulle wegkruip, dink jy? Als weg kan kom. So baas. Men det var så tid vad is dit super met op de weg. Ja, Ja. hulle dink hulle kan wegkruip, né? Goed. Wanneer die wesens beweeg, het die wiele saam met hulle beweeg en wanneer die wesens van die grond af opgestyg het, het die wiele ook opgestyg. Waarheen die gees ook al wou, het hulle beweeg en die wiele het saam opgestyg. Want die wesens se gees was in die wiele. Met ander woorde, die gees, die oë
Dis oral daar in die wiele saam. OK. Dis baie weird, maar dis eintlik eenvoudig as ons dit net nou 'n bietjie na kyk. So. Wanneer die wesens beweeg, beweeg die wiele. Wanneer die wesens staan, staan die wiele. Wanneer die wesens van die grond af opstyg, styg die wiele saam op, want die wesens se gees was in die wiele. Bo in die wesens se koppe was daar iets wat gelyk het soos 'n gewelf. Wat is 'n gewelf, weet jy? Soos 'n watermassa, 'n groot oopte. OK? Hulle sal sien in Genesis 1 vers 1 staan daar van 'n gewelf. Ja, I'm iets te deel. Ja, weg maar wag wel. Kom ons gaan net gou verder want hierdie gaan lank. Ek was nou al van die wolk gewees van laas week. OK? Gaan maar gou. Okay, ek was nou nie hier laas week nie. Maar anyway, toe ek strand toe gegaan en toe ek gaan surf en swaan en toe hardloop ek nou terug. Maar ek het my bord al gelos en anyway. Dis my ma en nou almal later kom en ek hardloop sy met my pa ry fiets en ek sê, daar val iets, dit was 'n wolk. Yes, dit was nog ook cool geweest. Okay, sis. Dan met my brille, maar ek het dit soos heel eers gesien het. Al die karre stop, almal is soos. En ek sou toe later toe dan actually skuim van 'n swembad. Skuim. OK. Maar dit was wel gou my eye-opener geweest, jy is 'n praat van. En dieselfde tyd wat ons sê liewe Jesus kom dalk weer op die wolke. Toe val daar 'n wolk langs ja. Maar alles van waar is die fone? Ons op en kyk. OK, so kyk gou. Die gewelf was bokant hulle koppe oopgespan. OK? Wag, ons is by vers 22, ekskuus. Bokant die wesens se koppe was iets soos wat gelyk het soos 'n gewelf, blink en skrikwekkend soos 'n ysbannig. Die gewelf was bokant hulle koppe oopgespan. Onder die gewelf het hulle vlerke gestrek, die een teen die ander en elkeen het met 2 vlerke sy lyf bedek. Ek het die geruis van hulle vlerke gehoor. Wanneer hulle beweeg, was dit soos die geruis van 'n sterk waterstroom, soos die stem van die Almagtige, soos die gedruis van 'n menigte mense bymekaar, soos die gedreun van 'n leermag. Wanneer hulle tot stilstand kom, het hulle hulle vlerke laat sak. So gewelf, soos Chantal nou gesê, hier kom hierdie goed, hier kom hierdie wolk, hierdie groot ding, wat so blink. So wie kom saam met hulle? God kom saam, kyk, die Gees is daar. Was hy wys dit jy kan wees. Ja, die Gees kom saam oor die aarde, God kom agterna. Kyk. Daar het 'n stem gekom van bokant die gewelf, bo die wesens se koppe af. Hulle het hulle vlerke laat sak, wanneer hulle tot stilstand kom. Bokant die gewelf, bo hulle koppe, was daar iets soos safier. Wat se kleur is 'n sapphire? Blou, né? Met die vorm van 'n troon. En daarop het 'n gestalte met die voorkom van 'n mens, hoog daarbo. Van wat gelyk het na sy heupe, daarvandaan boontoe, het dit vir my gelyk na die glans van 'n gloeiende wit metaal, na iets soos vuur met 'n rand daarom, en van wat gelyk het na sy heupe, daarvanaf ondertoe, het dit vir my gelyk na vuur met 'n helder glans rondom. Die glans rondom was soos die van 'n reënboog in 'n wolk na die reën. Dit was soos die magtige verskynsel van die Here. Toe ek dit sien, val ek plat en ek hoor 'n stem praat. Die stem het vir my gesê, mens, staan regop, ek wil met jou praat. So wie kom hier aan? Dieselfde God wat in Openbaring nou in die hemel sit. Sien julle? So hoe lank voor Openbaring is Jesegiel geskryf? Gaan kyk bietjie daarvoor gou. Die skrywer sê hulle is Jesegiel, die ontstaan tyd 600 voor Christus. OK, 600 jaar voor Christus gebore is, sien Jesegiel ietsie van die hemel. So Openbaring is 100 jaar nadat Jesus dood is geskryf. Hier sien Johannes dieselfde persoon, dieselfde goddelikheid, dieselfde geluide in die hemel. OK. So sien julle dat daar nie 'n ander God nou in die Nuwe Testament is. Dieselfde God
van Genesis tot by Openbaring. Kom. So kom sê hy vir Jesegiel? Blaai gou 'n bietjie na Jesegiel 10 toe. Kyk bietjie daar by vers 7. Vers 7 is die opskrif, want vers 8 en vers 9 en vers 10 het nie sommer weer opskrif. Vers 7 sê, die einde kom. Hoofstuk 7 sê die einde kom, né? Hoofstuk 8 sê, die straf is naby. Onthou julle, ek het vir julle gesê, God het gekom met 'n waarskuwing vir die slegte mense, hier kom 'n straf vir julle. Nou gaan ons by vers 10 die straf lees. Goed, hoofstuk 10 vers 1. Ek sien toe bo kan die gewelf, bo die koppe van die gerubs, iets soos sapphire of safier met die vorm van 'n troon. Dit was sigbaar bo kan die gerubs. Okay, so 'n gerub kan jy daar vir jou note maak, so 'n ding met 6 vlerke. Okay? Net nou het ons gelees van die 4 vlerke, né? Hierdie is gerubs, hulle het 6 vlerke soos die van Openbaring. Die Here het vir die man in linneklere gesê, gaan in tussen die wiele onder die gerubs, maak jou 2 hande daar tussen die gerubs vol kole en strooi dit oor die stad. So, die man met die linneklere gaan nou daar ingaan, gaan sy hande vol van die 4 kole gaan, en hy gaan dit oor die aarde uitgooi. Okay? Sien jy ook hoekom sê die ouer mense, die aarde gaan nie weer met reën vergaan nie, dit gaan brand. Julle het dit al gehoor. Die ou mense sê die laaste, God het ons met die reënboog beloof, hy sal nooit weer so baie water stuur, om die aarde te verdrink. So, mense sê, as die aarde weer verwoes God, gaan dit met vuur wees, en dis hoekom hulle dit sê. Okay. Die man het gegaan terwyl ek kyk. Die gerubs het regs van die tempel gestaan en die man daar aangekom. En die wolk het die binneste voorhof gevul. Sien julle, God is weer hierso. Die magtige teenwoordigheid van die Here het bo die gerubs af opgestyg en die bokant van die tempel se drempel gaan staan. Die tempel is gevul met die wolk en die voorhof was vol van die glans van die magtige teenwoordigheid van die Here. Die geruis van die gerub se vlerke kon tot in die buitenste voorhof gehoor word. Daar was soos die gedruis wanneer die almagtige God praat. Hy het met die man met die linneklere gepraat en gesê, gaan vat 4 tussen die wiele, tussen die gerubs. Hy het langs die wiele gaan staan. 'n Gerub het sy hand daar tussen die gerubs uit na die vuur toe gesteek, en wat tussen die gerubs was, en kole gevat, en dit gesit in die 2 hande van die man met die linneklere. Nou julle, ek het net nog gesê, die gerubs het handjies onder haar vlek, wat? So hulle gee nou die vuur vir die man met die linneklere aan. Kijk. Die man het dit gevat en uitgekom. So as julle 'n bietjie onder toe gaan, julle sal nou sien, julle kan daar gaan lees wat het ons gebeur, maar vers 13 is wat ek wil hê julle moet sien. Iemand het vir my gesê, dit is wiele. Elke gerub het 4 gesigte gehad. Die eerste was die van 'n gerub, met ander woorde die gesig van 'n engel. Die tweede die van 'n mens, die derde die van 'n leeu en die vierde die van 'n arend. So sien julle, die gerubs het nie die os gesiggie. Hulle het 'n mense gesiggie, hulle het 'n engel gesiggie, hulle het 'n leeu gesiggie en 'n arend gesiggie. Okay. So wat gaan met die mense gebeur wat nie in die Here glo nie? Hulle gaan met 4 balle gegooi word. So wat gebeur nou met die mense wat gelowig is? Hulle gaan jou op. Hoe? Die wolk. Hoe? Saam met Jesus. Kyk, Chantal is heeltemal raar. Hulle sê nie presies wat daar gebeur nie, maar kyk nou. Kyk gou by hoofstuk 9. Daar by vers 4. Hoofstuk 9 vers 4.
Net 'n bietjie voor daai nommer 4 begin die sin. Die Here het die man geroep met die linneklere aan en 'n skrywersakkie aan sy gordel en vir hom gesê. So daai man met die linneklere wat die 4 balle moes vat, die Here sê vir hom, gaan deur die stad, deur Jerusalem en maak 'n merk op die voorkoppe van almal wat sug en kla oor al die afskuwelike dinge wat in die stad gebeur. So die Here sê, gaan merk my kinders wat so swaar kry daaronder. Gaan merk hulle. Onthou julle hoe moes hulle die deurkusyne met bloed merk voordat die doodsengel uit die 10 plaag gekom het? Kyk, gaan merk hulle. Ek het gehoor die Here sê vir die ander manne, gaan agter hom aan, deur die stad en slaan dood. Moenie verskoon nie, moenie jammer kry nie. Maak dood en roei uit die ou mense, die jong manne, die jong vroue, die kinders en die vrouens. Moet net nie raak aan die wat die merk het nie. Kan ek gou iets sê? Ek het nou Moses begin kyk. Nou, en so ek daai, iemand het my gesê, dis nogal amazing, want hy is so groot wat ons staan. Ek kan my les oorrak, dis ek kan 'n bietjie laat is. So, wat het die Here gesê? Gaan maak almal dood, ek nie my glo nie, maar jy raak nie aan my kinders. Die Here kyk altyd na sy kinders. Nou klink dit vir my so sleg as iemand sê, maak die kinders en die vrouens dood, né? Klink nie lekker. Maar wat was die belofte wat God al in die Ou Testament, julle weet daai wetboeke, wat het God gesê, wat gebeur met die wat hom liefhet en die wat hom haat? Ken julle daai stukkie in die Bybel? God het gesê, ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet. Maar ek sal die oordeel tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Soveel geslagte kry hier swaar? Ou mense, jong mense, kinders. Sien julle wat gebeur? As ouers afvallig is, gewoonlik is die kinders en die vrouens ook afvallig. Hulle is nie deel van God se plan. Sad, né? So dis hoekom so baie van die moslems en die Jode, as hulle aan Christus begin behoort, skop hulle families hulle uit. Hulle is nie meer welkom in hulle families nie. Want hy is of vir Christus, of teen hom. Okay. So, sien julle dat ons al in die Ou Testament van die merk van God se kinders praat? Ek weet julle het nog net van die merk van die dier gehoor. Né? 666, merk van die dier. Die duiwel se merk. Sien julle dat die duiwel net 'n ou copycat is van God? Waar is die presies wat se verg van die merk? Vers 4. 9 vers 4. Wow. Gaan deur die stad, deur Jerusalem en maak 'n merk op die voorkoppe van almal wat sug en kla. En dan by die einde van vers 6 sê, moet net nie raak aan die wat die merk het. Julle kan lekker hieronder gaan lees as julle wil oor die merk van Jesus. Okay. Goed, so kom ons gaan kyk gou hierdie kant, na die gestaltes van hierdie diere. Ons het 'n mens, 'n leeu, 'n bul en 'n arend. So, die mens, daai gesig van die mens, onthou julle God het gesê in sy skepping, die mens was die hoogtepunt van sy skepping. Alles was mooi en goed, maar die mens was vir hom baie mooi en baie goed, né? So daar het ek vir julle gesê, die mens verteenwoordig wysheid en verstand, die hoogtepunt van God se skeping. Die leeugesiggie verteenwoordig krag, majesteit en koningskap. Okay? Die bul en die os verteenwoordig diensbaarheid, krag en volharding. En die arend is heiligheid, spoed en hemelse perspektief. Okay. So enige plek waar jy gaan lees, gaan jy hierdie 4 lesings raak lees. Kyk gou hoekom. Daar het ek net vir julle gesê van Johannes wat dit ook raak gesien het. So,
As mens nou kyk na Jesaja, julle kan die bietjie daar gaan lees van serafs. Daar's 'n verskil tussen 'n cherub en 'n seraf. In Exodus het ek vir julle gesê, onthou julle daai goue ark wat hulle so gedra het? Daar was altyd 2 cherubs of wat die ark opgepas het. Okay? Dis die ouens met 6 vlerke. Maar die simbole van die 4 lewende wesens beteken, daar heel onder kan julle gaan kyk. Hulle verteenwoordig die volheid van die skepping. Verteenwoordig die mense wat God gemaak het. Die leeu verteenwoordig al die wilde diere. Die os of die bul verteenwoordig al die makdiere. En dan die voëls verteenwoordig die voëls. Okay? Dit beteken, alles wat asem het, is ingesluit by hierdie. Okay. Is hier iets missing? Voel iemand is iets missing? Die visse. Wat het ek ook gevra? Hoe is die freaking visse? Maar met Noag se ark ook. My eerste idee was, arme visse. Toe sê my man, mamma, hulle kan swem. Okay. Dis gereeld as wilde diere is. Bietjie. Ons hoor nooit van visse nie. So, wat het ek gedoen? Ek het vir chat gaan sê, hey, ons die visse. So, dis op die volgende bladsy. Julle weet mos, julle is my hoërgraad klas, so ons kan maar vreemde vraagjes vra. Ek hou van vreemde vrae. Okay? Goed. So, ek het vir hom gaan sê, daar in die middel, hoekom kry ons mense, landdiere en voëls, maar niks van die see, die visse nie? Okay? Dus sê hy vir my, ek gaan dit vir jou in 2 vlakke verduidelik. Die Bybelse simboliek en die skeppingssymboliek, of die skeppingsorde. So as jy in die Bybel gaan lees, of jy kon nou 'n bietjie gaan instap en met Moses of met Jesegiel of iemand van die Ou Testament praat, sal jy hoor, hulle sê vir jou. In die Bybel is die see nie 'n neutrale plek nie. Okay? Neutrale plek beteken 'n plek waar jy veilig kan wees. Dit dra dikwels die idee van chaos, gevaar en bose magte. Kyk gou by Genesis 1 vers 1. Die eerste vers in jou Bybel. En onthou almal, Jode, almal ken hierdie boek uit hulle kop uit. So die opskrif daar is God se skepingswerk. Bladsy 5. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Okay? Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die gees van God het oor die waters gesweef. So wat was van die begin af hier? Water. God het die aarde uit die water uitgeskep. Okay? Die water was altyd hier. God het net die water bietjie geskuif, sodat die land kon deurkom. Dis net soos die see wat elke dag styf is en dan kan hoog gaan. Ja. Per 'n laag gate en gate. Ja, so die water was altyd hier, maar wat was die water? Dit was donker, dit was diep. Niemand het geweet wat daar binne nie. So die mense op die Bybelse tyd was flippend bang vir die see. Okay? Dis almal dis nog steeds. En onthou, hulle het geglo die aarde is plat. Né? Aarde is plat. Hy staan op pilare. En hulle het geglo die duiwel en die hel is daar tussen die pilare onder die aarde. Dis hoekom jy nie te ver in die see gegaan het op 'n skip nie, want jy sal afval en dan land jy in die hel. Guys, verstaan julle hoekom was die see nie vir hulle 'n lekker plek? Okay, so ek sê daar vir julle kan gaan lees. Genesis 1 vers 2, die aarde was woes en leeg, duisternis was oor die diepte. So Jesaja 27, as julle nou my seentjie Marco ken, hy weet baie van die Leviathan, né? Dis daai dier in die see met die baie koppe. Okay? Eintlik is dit net 'n voorstelling van al die aardse regerings wat nonsens gemaak het. Maar as jy 'n bietjie gaan lees van hom, dan staan daar, sy ander naam is die slang van die see.
Die ou mense het hom geken as die slang van die see met die baie koppe. So hy was 'n simbool van die bose. So vir die ou mense het gesê, die bose, die duiwel, bly in die see. Okay? In Daniël gaan julle sien, baie van die monsters of die gediertes kom uit die see uit. Okay, Openbaring, die dier wat die wêreld verlei, gaan uit die see uitkom. So in Openbaring 21 sal julle sien met die nuwe aarde, gaan die see nie meer daar wees. Wat gaan daar wees? Julle het dit net nog gelees en julle het dit nie eers agtergekom. Bul en leeu. Ek gaan geleer by Openbaring 4. Wat is voor God se troon? Hierin. Die op. Die Heilige Gees, nee. Kyk mooi, julle daai sinnetjie sommer misgelees. Julle het hom gehoor. Vers 6. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. So die see is nie woes en vol chaos en die see is rustig daar. Hy is in die hemel, maar hy is 'n teken van kalmte en vrede. Dis nie daai bang maak see. Ek het gelag, ek gaan nie meer gaan surf of iets. Ek was baie opset. Alhoewel ek weet nie hoe gaan jy op 'n gladde see surf nie, maar kom ons kyk, jy loop dalk op die water. Ja. Kyk. So, die ou mense was baie bang vir die see. Okay? Dis hoekom daar nooit ietsie van die see in die goed. Dit was 'n aaklige plek. Goed. En in die skepingsorde sal julle sien die dag vir die voëls gemaak is die visse ook gemaak. Die visse word nooit uitgesonder as iets. Enigiets wat ons regtig van visse wat amazing is die Matteus hulle en Petrus die nette gegooi het. Vis was maar altyd 'n manier van eet. Okay? Die ander keer het hulle vir God gesê hy moet belasting betaal, toe sê hy nou waarom, of vir Jesus, toe sê hy waar moet ek geld kry? Ken julle daai storie? Ja. Hulle het vir hom gesê betaal jou belasting. Toe sê die disippels, maar waar moet ons nou geld kry? Toe sê Jesus vir hulle gaan vang 'n vis, die eerste vis wat jy vang, kyk in sy bek, daar sal 'n goue muntstuk wees. Né? Amen. En die vis of een ander slukkie. Né? Dit is eintlik al wat ons raai van vis en diere, want soos Markus sê, ek dink nie Jesus kon swem, want hy's altyd in 'n boot of hy loop op die water. Hy swem nie. Want hulle was bang vir die see. Daai was 'n dode plek. Kyk. Toe die storm ons gekom het, toe Jesus gesit aan kalm raak of. Ja. Jesus op die water geloop is, né? Sê hy ook, hey, rockstil see, en die see was 'n minplek. Kyk. So ek sê daar vir julle, tog kies die Bybelse visioene slegs voëls om die lig in die hemelwêreld te verteenwoordig. Dit is waarskynlik omdat visse in die Bybel nie so sterk simbolies ryk rolle speel soos voëls, bulle en leeu's nie. So voëls word altyd vergelyk met die hemel en die goed. Onthou julle, die Heilige Gees het soos 'n duif afgekom. En toe die ark gestrand het hulle 'n duif uitgestuur om te gaan kyk oor lyflaartjie. Hulle kon nie toe 'n vis stuur, maar nie vis het gesê. Okay, so visse is beperk tot die diepte van die see, geassosieer met die onkenbare, die verborge en soms 'n plek van oordeel. So dis maar al hoekom dit daar is. Okay. So toe was ek nog ekstra stout. Hierdie is nou hoër graad. Okay? Toe vra ek, as ons dan nou lees dat die Satan ook langs God was, toe hy nog in die hemel was. Onthou julle ons het gesê, die duiwel toe hy nog 'n goeie engel was hy baie naby aan God se troon. Hy was eintlik die naaste aan God se troon. En nou het ons gelees, die gerubs was die ouens wat altyd naby aan die troon was. So toe vra ek, as ons lees dat Satan ook langs God was, toe hy nog in die hemel was, sou hy 'n gerub gewees het? Nee? Sou hy een van die engele met die 6 vlekke gewees? Daar staan daar is 'n paar tekste wat saam gelees word, as verwysing na Satan se oorsprong, en sy posisie in die hemel,
So voordat hy nou sleg geword het en geval het, kan julle in Esegiel gaan lees. Onthou julle, ons het dit al gelees, daar staan, jy was 'n gesalfde, beskermende gerub. Hier staan dit in die Bybel. Satan was 'n gerub. Okay? Ek het jou aangestel. Jy was op die heilige berg van God. Jy was volmaak in jou weë, totdat onreg in jou gevind is. Okay? So dit is hoe God die duiwel gemaak het. Ek weet nie of julle deel was toe iemand gevra het, as God dan goed en liefde is, hoekom maak hy iets soos die duiwel? Hoekom maak hy iets so sleg soos die duiwel? Wat sou gebeur het is, I know he was like the bomb. So het wees. Dat sou ons nog vandag in Eden rondgeloop het, sonder klere. Nou menk is baie ontstel, hy wil nie sonder klere rondloop nie. Okay, maar sien jy, dit was die Satan se keuse om sleg te word. God het nog nooit, nie eers vir die engele, gedwing hoe hulle moet wees. Het hulle geskep en gesê, jy het jou eie vrye keuse. Goed, so hy word beskryf as 'n gerub, een van die hoogste range van 'n engelwese. 'n bewaarder of beskermende wese by God se troon. So hy was een van daai wat heeltyd vir God moes sê, heilig, heilig, heilig. Okay. En ergens het hy net gat geword en sê, ek gaan nou God word. Dis wat gebeur het, dis hoogmoed. Iemand wat volmaak geskep was, maar in hoogmoed verval het. Okay. As ons nou Jesaja bietjie van Lucifer, die seun van die môre gaan lees, hier word die koning van Babel aangespreek, maar baie sien dit ook as 'n profetiese blik op die saad. Onthou nou, Jesaja is een van ons groot profete daarvoor in die boek, so hy het 'n ding gesien van hoe die duiwel was. Hy wou homself verhef bo die sterre van God en sy troon stel gelyk met die Allerhoogste. So hy wou maar net beter as God wees. Hy wou nie net 'n engel wees. So die gevolg was, hy's uit die hemel uitgeskop. Kyk, in die Openbaring 12 gaan ons lees, Johannes beskryf die groot oorlog in die hemel wat plaasgevind het. Michael, wie is Michael, weet julle? Die oorlog, engel, die met, Die aardsengel wat die leier van God se weermag is, né? Hoe Gustav jy let so mooi op. Okay, Michael en sy engele het teen die draak en sy engele beklei. So die draak, sal julle sien, is die see die dier wat uit die see uitkom, wat eintlik maar die duiwel is. So die duiwel en sy engele, met ander woorde, Satan en sy engele, uit die hemel uitgeskop. Okay. So hieronder kan julle lekker gaan lees, die duiwel was 'n gerub, wat net verval het oor hoogmoed. So nou wil ek baie aspres wees, ek wil nou julle bietjie julle breins bietjie laat, soos daai 4 wiele met die oë werk. So gaan dink bietjie, ons kan later bietjie die oor gesels. Op watter stadium dink julle, het God die duiwel uit die hemel uitgeskop? Watter stadium in hierdie boek het God die duiwel uit die hemel uitgeskop? was op die voorskepping gewees het. Voor die skepping? Ja. Hoekom? want Satan en dan na die van Ere gekom na Eva toe om hom aan te verlei. Okay, so as hy voor die skepping gekom het, waar was die tuin van Enes? Kijk, so, kom ons sluit af, en dan los ons dit vir 'n volgende keer, maak toe julle wikkers. Dankie liewe Heer, dankie vir soveel lekker goed in die Bybel. Ons is so jammer dat mense kom en verse hier uitblik om ander mense bang te maak, want dis glad nie hoekom dit geskryf was nie. Dankie dat U altyd sê, ons is gemerk, U het ons lief, U is die baas van alles, die baas van die skepping, die baas van die duiwel, die baas van alles. En as ons in U glo, is ons veilig in U hand. Baie dankie vir al die liefde. Amen.